Here Jesus, dankie dat U 'n lewende God is. 'n wonderwerker God. Here, daar is duisende, duisende, miljoene gode, maar daar is een ware lewende God. En dankie dat ons U mag ken. Dit is so 'n groot voorreg en 'n genade, Here. En mag ons dit nooit vergeet nie. Vader, ek wil bid vir elke persoon wat nie vir U ken nie. Elke persoon wat nog nie 'n keuse gemaak het om in 'n lewende verhouding met U te gaan. Here Jesus, trek hulle nader. Openbaar hulle daai mystery van U liefde. Here, wat mense eeue lank soek hulle na duisende, duisende dinge. Maar U is die een. En Here, die wonderlike ding is U het ons eerste gevind. En ons loof U daarvoor, Jesus. Dankie dat U 'n waarmaker is van U woord. As ons nou gesing het miracle worker. Die wonderwerke wat U gaan doen, ons loof U daarvoor. Ons sê vir U dankie vir dit wat U gaan doen. Ons prys U naam daarvoor, Jesus. Dankie dat ons U mag ken. Amen. Ek kom nou van die plaas af. So daarso reën dit nou al so ligte reentjie en dit is koud want dit is nou teen die see. Maar die veld is mooi. Gister is daar 2 manne wat by my kom volstruisjag het. En nou in die jag dan moet ons nou ook maar in die veld loop, maar na die tyd het loop ek daar tussen my skaap. Nou is my skaap ons saam met my en sy het mos nou soke wit voete voor, maar die voete is goudgeel van die blomme. En my bootse en hier teen my enkels op is dit goudgeel, so die veld is mooi, die skape se eiers is mooi, die lammers is groot. Maar een van die ouens wat kom jag het, kom al van Louisfontein af. En hy het 40.000 hektaar grond. Dis verskriklik baie. Dis 40.000 hektaar baie. Maar hy het net 500 koeie oor. As gevolg van droogte. Eindelik moet hy nou daai 500 verkoop. Maar as hy dit verkoop, kan hy nooit weer boer nie. Nooit weer. Dan staan ek daar in die veld en ek is die Here dankbaar vir wat kyk in die seëning wat ek het, maar hom. En dink ek later ek kan nie. Ek vra later vir hom, hoe voel jy nou? Jy staan nou in hierdie veld en is groen. Die graan staan mooi. En by jou is daar niks nie. As hy nie sy skaap voer nie, is daar nie kos nie. Hy sê vir my, vandag het hy weer moed gekry. Want hy weet die Here gaan reën stuur. Maar vandag het hy weer sy moed is weer opgebou en hy het gesien hoe kan mooi veld lyk. Net die manier hoe die man dink, heeltemal anders. Want God is sy Vader. En dit was vir my so 'n blessing om net daar in die veld te wees saam met hom en te stap waar almal kla oor duisende dinge. Nie een keer het ek daai man gehoor kla oor enigiets. Hy is net die Here dankbaar oor alles. Ek vra vir nou, hierdie goed wat jy geleer het in hierdie tyd van hierdie droogte. Toe sê hy het geleer om te veg vir dit wat belangrik is. Om op te staan vir dit wat reg is. En ek wil vanmôre met julle 'n bietjie praat daaroor, want dit voel vir my baie keer is gelowiges, die Engelse het 'n mooi woord, complacent. Hulle is net asof ons maar net alles aanvaar. En dan gebruik ons daai skrifgedeeltes en ek wil dit gou vir julle lees. Daarvan Jehosafat. Onthou julle daai gedeelte waar Jehosafat gaan verf. Ek moet nog verf. Ek dink ek gaan verf. Gaan veg het. En 'n profeet kom na hom toe. Ek gaan dit nou in die Engels lees. Hy sê dis in Chronicles. He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judea and Jerusalem. So hy sê vir koning, jy luister, en almal wat daar woon. Hy sê, do not be afraid or discouraged because of this vast army. Want as nou 'n verskriklike groot weermag wat teen hulle kom veg. En menslik kan hulle nie vir hulle gewen het nie. En hy sê so, for the battle is not yours, it is God's. Maar dan hierdie belangrike ding, en dis nou wat die gelowiges wat hierdie skrif, dan lees hulle net daai gedeelte, dan sê hulle, but the battle belongs to the Lord, so ons het nou niks, ons sit nou net in afwagting. Want kyk nou hierso, hy sê, tomorrow
march down against them. So die Here het nie vir Josafat gesê, jy gaan die oorlog wen as jy by jou huis sit nie. Hy sê vir hom, staan op, march against them. God soek geloof. God soek geloof wat in aksie gaan. Want ons glo baie dinge, maar ons sit dit nie in aksie nie. En ek wil vir julle in Korintiërs lees. En dis 'n baie belangrike gedeelte en dit my weer so, toe ek dit nou hierdie week lees, toe raak dit my net weer so, seker dinge slaan jou ons net diep en dan slaan dit jou dieper as ander kere. Dis kom die skrif lewend is, want ek het al soveel keer die skrif gelees en dan, maar dit het net vir my uitgestaan. 1 Korintiërs 2 van vers 7 en 8, hy sê, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. En hy sê, want niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. In Engels sê dis 'n mystery. As die heersers van die wêreld, wie is die heersers van die wêreld? Dis Satan en sy bose magte, né? Paulus skryf ons worstelstryd nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte en die heersers in die lig, né? As hulle geweet het wat God se plan was, sou hy nooit Jesus gekruisig het nie. Want hy het gedink, daar het ek sy oorwinning. Ek dink, ek dink altyd in prentjies. So ek dink net, toe hulle Jesus kruisig, toe is die demoniese magte hou party, want hulle dink, nou het ons die oorwinning. Hy is dood, ons het God doodgemaak, ons het die oorwinning. Maar toe, daal hy ter hulle neer, hy vry die sleutels van die koninkryk, en hy staan op uit die dode, hy oorwin die dood. So, maak nie saak wat sy battle was, Daniel het dit nou net, hy het net profeties, alles gesing, wat ek nou moet sê. Nee, ons het die week met mekaar gepraat, ons mekaar net so hallo gesê en gesien, en oor werk het gepraat, maar die Here het met hom gepraat, en die Here praat met my op 2 verskillende plekke, maar dis een gees. So maak nie saak wat sy battle jy het nie, of dit droogte is, of dit siekte is, of dit mense is wat teen jou opstaan. The battle belongs to the Lord. Maar ons moet opstaan vir geregtigheid. Ons as gelowiges, dit is tyd dat ons in ons land en in die wêreld moet begin opstaan en sê, ons vat nie meer nonsens nie. Ons God is groter as enige van hierdie goed. Ek het hierdie afgelope tyd in my lewe deur 'n klomp battles, deur 'n klomp dinge, en Renate en Albert sit nou hier so, hulle weet een van my battles verlede jaar, gaan bid ek en Albert en Renate en my vrou spesifiek by 'n plek, en ons vertrou die Here vir 'n wonderwerk wat hy moet doen. En dis mense wat op my plaas, my pa die persoon toestemming gegee om daar te kamp, en toe wil hulle net die reg, hulle sê dat my pa het vir hulle die grond gegee, hulle kan daar bly, as ek nou met Hooggeregshof toe gaan, dis 30.000 rand. Maar ons vat die battle, en ons gaan staan daar, en ons vertrou die Here, maar ons skryf ook 1 of 2 briewe, want ek moet ook in die oorlog ingaan. En kom doen die Here 'n wonderwerk, en die mense my bel en sê, ons is nou klaar, jy kan, ek en Gustav, ons dit gebeur hier voor jou, maar jy kan dit nie glo nie. Renate sê my, maar jy moet iets anders wees. So, jy verwag nou, hier kom nou 'n klap van die kant af, dit kan nie so maklik wees nie. Josafat, the battle belongs to the Lord. Gee dit oor. Maar 'n ding wat ek geleer het, is ek nie opgestaan het nie. As ek my net dit laat aangaan het, dan sal dit nog steeds aangaan. Wat van my nageslagte? Wat van wat na my kom? Waarmee het hulle nagesit? En as dis nou 'n eenvoudige ding op een plaas met 'n paar mense. Maar vat nou 'n klomp dinge in ons samelewing wat gebeur. Dwelmmisbruik,
En dit sluit in drankmisbruik, verkrachting, moord. Ons aanvaar van dit. Ek hoor mense wat net sê, dit is maar hoe ons land is. Moord en doodslag. Dis omdat ons nie as gelowiges begin opstaan. Ons is die sout van die aarde, die lig van hierdie stikkende wêreld. En baie dinge wat ek al betrokke was, dit gebeur nie die eerste keer as jy bid nie. Gebeur min die eerste keer as jy bid. God gebruik, kyk, gebed werk nou so. Dis nie net ons wat bid nie. Ons dink ons verander dinge as ons bid. Gebed werk van God af. God werk gebed. God is gebed. Jesus bid 24 uur aanhoudend voor die troon, né? Hy is gebed. Nou sê ons wil raak meer soos Jesus, maar ons wil die bid. Dis vir my net vreemd. Gebed kom van God af. God sit iets in jou hart. Ons grootste probleem is ons bid ons eie begeertes. En as ons begin bid, moet ons stil raak. En die Engels het dit 'n baie mooi woord, contemplative prayer. Jy sit en jy luister, wat sê die Here vir jou? Nou bid jy dit wat in jou hart val, terug na God toe. Partykeer is dit dinge wat vir jou geen sin maak. Daar kom 'n persoon se naam by jou op. Jy weet nie wie die persoon is nie. Jy hoef nie te weet nie. Jy moet met God praat. Toe ek in Bosnië gebly het, was daar 'n vrou, haar naam was Miloika, en sy was 'n bidder. Sy's nog steeds 'n bidder. Daai vrou het my in die winter, is dit -20, die sneeu lê meters diep. 4:00 die môre stap Miloika om daai stad elke dag, 7 dae 'n week, en sy bid vir die mense in die stad. Toe ek in Bosnië haar die eerste keer ontmoet, toe ons so begin praat, sy vra vir my, waarvan kom jy? Ek sê vir haar, ek kom van Suid-Afrika, Zoos na Afrika. Sy kyk my so, sy sê vir my, maar jy's nie tsir nie, jy's nie swart nie. Toe hulle het hierdie idee nodig op dat alle mense in Afrika is swart. Dan moet ek nou eers vir haar verduidelik, maar ons almal is nou nie swart in Afrika nie. En toe begin sy huil. Ek dink toe maar, ek nou iets dalk verkeerd gesê in Serbies, want my Serbies was toe nog nie die beste nie. Toe sê sy vir my, wys sy vir my haar dagboek, wat sy bid. Toe wys sy vir my hoe die Here vir haar gewys het om te begin bid vir ons in Afrika. En sy sê, kyk, hier die Here vir my gesê, hy stuur iemand van Afrika na haar toe wat haar gaan kom help in haar land. Opskrif. Ek werk in Suid-Afrika, ek is in 'n besigheid, het gaan goed met my, ek kyk een aan CNN, en daarso het ek sal nooit die foto vergeet, ek het op my rekenaar, hardloop sy ou met 'n AK-47, klomp skietgate so agter hom, en groot op die muur is gespreipunt, help Bosnië nou, en ek doen mos nou die mooi Christelike dingetjie, ek loop bid, en ek sê, Here, stuur mense Bosnië toe. Die volgende ontvang dat in my hart, die Here sê, maar wat van jou? Gaan jy? Los jou werk, gaan. Sê, Here, maar dit is nie wat ek nou bedoel het nie, ek nou bedoel, hoekom? Want die Here se hart was, dat mense aangeraak moet word. Het gaan nie oor my nie, het gaan nie eens oor my nooit nie, net oor ons nie. Dit gaan oor al die mense wat verlore gaan sonder Jesus. Ons wat Jesus ken, is okay, want ons ken hom. Ons het die ewige lewe. Ons gaan dit eendag kry en ons het dit reeds. Maar daai persoon daar wat dit nie het. En die wonderlike ding van Christus is hierdie mystery van toe Christus gesterf het. Ons moet saam met dit besef. Is nie net oorwinnings oor basiese goed soos grondbeset of oor geld of is dit dis oor siekte. Dis oor dood. Dis oor enigiets. En nou is hierdie vraag ook wat baie mense van my het, maar as jy dan 'n gelowige is, hoekom raak gelowiges dan nog siek? En ek het baie daaroor gedink. Ek het diabetes van ek 9 jaar oud is. Baie mense het al vir my gebid. Ek het al gebid en ek is nou nog nie gesond nie. Maar ek is ook nou nog nie dood nie. Toe COVID kry, is die eerste ding, almal het gesê, dis nou verby. Jy gaan dit nie maak as jy diabetes nie. Hier staan ek. Ek het weinig simptome eers gehad. Hoekom? Because of my God. Nie my goedheid nie. Nie my mooiheid nie. Dis nie goed wat ek vir die Here doen nie.
is omdat die Here iets wil doen. So baie keer gebruik die Here, hy gebruik enigiets. Hy gebruik siekte om mense aan te raak. Wie het dit gedoen in my lewe? My geloof is sterk. Nou kan baie mense sê, maar hoe kan 'n God dan? Ek is 'n ander mens. Ek dink anders oor siekte. Ek weet as hy my beloof het, sal hy dit doen. Ek en Dani praat baie, ons het sulke battles wat ons fight en ek vertrou nog steeds die Here vir goed wat ons moet doen. Ek vertrou hom volledig. Dit gaan gebeur. Dis nie of dit dalk of miskien nie. Ek kan nie wag vir hy dag as dit gaan gebeur nie. Hy dag is dit alles clean slate is ons. Ek kan nie wag nie, want ek weet dit gaan gebeur. In Kolossense sê hy, Kolossense 2 sê hy het al die demoniese magte. Wie beklei teen jou? Dis die vyand. Satan. Dis nie mense nie. Dis die duiwel. En ons as gelowiges staan nie teen hom op nie. En hy het 'n field hy. Hy maak met jou wat hy wil. Maar jy laat hom toe. Dis nie God wat hom toelaat nie. Jy laat hom toe. Want wie werk gesag? Gesag werk so. Adam kon heers oor die wêreld. Adam en Eva, nee, ken jy? Adam het sy knie gebuig voor Satan. Toe gee hy sy vrou skuld. En die vrou gee weer die Satan skuld, nee, dis mos die ou manier. Werk nou nog so in die huwelik. As jy ek is my vrou, as die kinders, dis almal as net ekkie, of die hond, of die kat, is nooit ekkie. Maar hy gesag wat God hom gegee het, was alle gesag. Nie sommige gesag, nie alle gesag. In hierdie skrif, Korintiërs, het hy oorwinning. Alle gesag kom na ons toe. Hy gee dit vir ons. Die vraag is, wat maak ons daarmee? Dis soos, ek het 'n huis. Dis my huis. Dis my eiendom. Is op my naam geregistreer as hy klaar betaal het, anders is hy absassing totdat jy hom klaar betaal het, nee. Maar as hy, okay, kom ons vat my plaas, want hy is klaar betaal. Hy is op my naam geregistreer as myne, nee. Al wil daar baie mense hom graag afvat, maar hy is myne, hy is op my naam, hy is myne. Maar as ek hom verhuur aan iemand anders, sê nou ek verhuur hom aan Colin, is nog steeds my eiendom, maar ek gee nou die gesag van wat gebeur op my plaas oor aan Colin. Ek kan nie dan sommer op die plaas kom net soos ek wil nie. Ek moet in my kontrak sit, ek kan die plaas besoek 1 keer 'n week of 1 keer 'n maand om te kyk of Colin, ek kan nie net daar kom soos ek lus is nie. God het alle gesag vir ons gegee. Die Satan wat jou laat glo, jy is niks. Jy het niks. Jy sal niks wees nie. Want dan kan ons nie gesag neem oor siekte, oor dood, oor alle verkeerde dinge in hierdie wêreld. So ek wil julle uitdaag vandag. En daarmee daag ek myself uit. Ek wil sê, kom ons begin opstaan. The battle belongs to the Lord, maar kom ons stap in hierdie battle in. Want ek sê vir julle, die wêreld gaan nie beter raak nie. Dit gaan erger raak. As ons nie begin opstaan en 'n verskil maak nie. Hierdie wêreld is stikkend. Mense is so nodig om Jesus te hoor. En wat doen ons? Ons moet sit in 'n hoekie. Ons is te bang om te sê ons is gelowiges. Ons moet opstaan vir die waarheid. Want as jy opstaan vir die waarheid, dan staan God daar vir jou. Want jy het toe, wat is dit Gehasie, wat moes, is dit Gehasie gewees, ek kan nou nie presies, ja, ek dink is hy, wat moes nou gesê het, maar kyk hierdie oormag voor ons. Sê, Here, maak sy oë op dat ek kan sien wie is vir ons. Toe sien die profeet, kon toe lank al sien God se oormag. Want wat sien Gehasie? Hy sien net die wêreld. Hy sien net al hierdie strydwaans, hierdie manne wat nog gaan kom doodmaak. En God wys hom, kyk agter. Daar staan die engele. Kyk hoe staan hulle daar. Ons is blind, ons moet vra dat die Here ons oë oopmaak, dat ons kan sien wie staan vir ons. Ons moet opstaan vir Jesus, want hy het opgestaan vir ons. Hierdie wêreld gaan nie verander en beter raak as ons nie 'n verskil gaan maak in hierdie stukkende wêreld. Ons moet ingaan. Ons gaan in plekke moet instap. Jare terug, ek sal nooit vergeet het, toe HIV nou net so begin groot raak en almal begin, mense kry verskriklike HIV-infeksies in Afrika. Toe ervaar ek duidelik die Here sê vir my, bid ek, sê ek, Here, maar hierdie HIV ding,
ons verstaan dit nie, medies weet ons wat, mense weet nie wat aangaan nie, doen iets. En die Here sê vir my, julle as gelowiges moet opstaan, julle moet tee staan, en die wat siek is, moet julle voor gaan bid, en gaan help hulle. En toe sê almal, jy mag nie naby sulke mense kom nie, jy mag nie aan hulle raak nie, as hy, dit is beskryflik gewees in die begin. Ons as gelowiges moet opstaan. In COVID en al hierdie dinge wat gebeur, dis die begin van baie dinge. Ek vir julle sê, daar gaan nog vreeslike dinge gebeur, en dis nie ek wat dit sê nie. Gaan lees net hierso, die laaste boek in die Bybel, sy naam is Revelations, Openbaring. Dis 'n openbaring vir gelowiges, nie vir die wêreld nie. Dis toegesluit vir die wêreld. Soos Christus se opstanding en sy dood toegesluit is vir die wêreld, is ook vir ons om te lees. En kyk wat daar gebeur. Maar lees in dit. Almal kyk net altyd in die negatiewe goed wat in Openbaring gaan wees. Weet wat kyk ek na? Ek kyk na die oorwinning in Openbaring. Want dis wie ons geroep het. Oorwinning op oorwinning op oorwinning. Nie nederlaag, verslaan nie. Oorwinning op oorwinning op oorwinning. En die heel laaste vers in Openbaring sê hy, Maranatha, Jesus kom weer. Ons moet uitroep, sê Jesus kom. Kom, Jesus kom. Kan jy verstaan dat ons net so complacent kan wees, net sê, ag, dit is maar soos dit is. Dit sal nie verander nie. Mense sal nie die wette, mense sal net altyd wette oortree. Kom ons staan op. Kom ons maak 'n verskil. Vader, dankie dat U oorwinning is. Dankie dat U elke mag wat nog ooit teen ons kan kom, reeds oorwin het deur die bloed van die lam. En dankie Here dat ons getuienis van U liefde in die waarheid dit kan uitdra na hierdie stukkende wêreld. Ek wil bid, Vader, vir elke broer en suster van my in Jesus. En ek wil sê, Here Jesus, asseblief, maak ons harte oop dat ons sal opstaan vir die waarheid. Ek wil bid vir elke persoon in hierdie wêreld wat nie vir U ken nie, wat toegesluit is deur bose magte, sodat hulle nie die waarheid kan hoor nie. Here, ek dink aan moslems, wat van dat hy gebore is die imam daar om te verseël, sodat hy nooit die waarheid van Christus kan hoor nie. Here, ons staan teen daai dinge. U het dit oorwin. U is daar, sodat hulle kan hoor. Maak hulle ore oop. Of hy nou 'n Hindu is, wat duisende gode aanbid, miljoene gode aanbid. Here, U is die enigste ware lewende God. Ons prys U naam voor Jesus. Vader, ek wil vir U vertrou, vir elke persoon hierso wat met 'n battle sit. En ons wil dit uitspreek en sê, the battle belongs to the Lord, Here. Help ons om op te staan, om in te stap in die geveg, en ons sal sien hoe val die vyande om ons. Duisende aan ons syde. Want dit is U geveg, nie ons nie. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Dankie vir U liefde, Vader. Amen.